In my byna 15 jaar as 'n motorverslaggewer was ek al gelukkig genoeg om in van die top motorfasiliteite in die wêreld te wees. BMW se ontwerpateljee en fabrieke van Amerika tot in Japan. Ek's regtig bevoorreg. Maar vandag staan ek by die ingangshek van een van die mees invloedryke en geheime fasiliteite in die wêreld. Nou, ons planeet is behoorlik gepeper met voertuigtoetsbane, waar elke vervaardiger sy jongste modelle deur hulle passie sit. Van Noord-Amerika reg deur Europa tot in Japan vind 'n mens hierdie swart stroke teer. En die internet vertel jou presies waar elkeen is. Maar dis nie die enigste geheime plekke wat 'n mens met Google Earth kan besoek nie. Die Pentagon, Edwards lugmagbasis, selfs die berugte Area 51, die Withuis en Cape Canaveral is almal duidelik sigbaar. Nie 'n enkele ding word weggesteek nie. Maar gaan kyk nou na die baan wat agter die plaashek lê. Met die eerste oogopslag lyk dit soos enige ander motortoetsbaan. Kort stukkies gebroke pad vir die onderstel en lang reguit stukke teer vir hoër snelhede. Ry en hanteerbane, alles doodnormaal. Maar sodra jy probeer om na die geboue self te kyk, sien jy iets wat nie eens die Pentagon het nie. Swart strepe wat die detail wegsteek. As blykbaar mense wat tot 100 000 euro sal betaal vir 'n foto van een van die karre wat hier binne getoets word. I've done it loads of times. If you can get a picture of a car that's never been launched, the first picture that's ever been seen of a car, you'll easily make 100,000 euros off the picture. From one source? No, look, you sell it a few times, but between what, 10, 15 max, easily 100,000 euros. Really worth that much? If not more. So daar is baie geld om te maak met die tipe foto's. En daar is dan ook 'n handjievol baie suksesvolle steelfotograwe wat presies dit doen. Hulle is soos die paparazzi van die motorwêreld. Behalwe hulle soek nie 'n foto van Britney waar sy wydsbeen uit 'n limousine klim nie. Hulle soek die nuwe limousine. En met die regte foto kan hulle baie geld verdien. Maar as jy te chicken is om by 'n hoogs geheime installasie in te breek, is jou ander opsie 'n pad soos hierdie. Daar is 'n klompie baie spesifieke paaie in ons land wat deur die regering goedgekeur is vir gebruik as hoëspoed toetsbane vir motorvervaardigers. Maar moenie dink dat dit beteken jy kan sommer self aan die jag gegaan nie. Die ouens wat hier vinnig karre toets, het almal spesiale toestemming van die staat af. Want sonder dit sal jou turf sit. Maar die gevolg is dat 'n gewone ou meeste dae van die jaar 'n goeie kans staan om hier 'n hoogs geheime nuwe motor aan te tref. Vol kamoufleermerke en dinge. Is alles deel van Suid-Afrika se eie Area 51. 'n tipe Twilight Zone in ons eie agterplaas, waar Google swart strepe trek op geboue agter eenvoudige plaashekke.